Voordat ons oorgaan na die boodskap toe, wil ek vra dat ons kyk na Matteus 21 vers 1 tot 14. En ek gaan lees vanuit die 2020 vertaling uit, maar jy kan lees in enige vertaling van jou voorkeur. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: Gaan na die dorpie daar voor julle, en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind, met 'n vul by haar. Maak haar los, en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit, en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei, en ander het weer takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop en die wat hom gevolg het uitgeroep: Hosanna, die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. En hulle het gevra: Wie is hierdie man? Die skare het gesê: Dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Jesus het die tempelterrein binnegegaan en almal wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was, uitgejaag. Hy het die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi en vir hulle gesê: Daar staan geskryf: My huis sal 'n huis van gebed genoem word, maar julle het daarvan 'n rowersspelonk gemaak. Blindes en verlamdes het daar op die tempelterrein na hom gekom en hy het hulle gesond gemaak. Ons lees tot daarna toe. So, ons tema vanoggend is Christus ons hoop, en daai palmtakke daar rondom is nie verniet daar opgesit op die skyfie nie. Julle het nou gelees van die takke wat voor Jesus, voor die donkie gegooi is. Dit is vandag Palmsondag. Kan jy glo dit is volgende week Paasnaweek? Partykeer, of ja, so ver in hierdie jaar was daar tye wat dit verskriklik stadig gegaan het. En daar was weer tye wat dit blitsvinnig gegaan het. Maar daar's iets te sê aan die hoop wat ons in beide, wanneer dit nou stadig gaan en wanneer dit vinnig gaan, die hoop wat ons het vir wat vir ons voorlê. Ek het geskryf op Facebook met die advertentiekie vir die diens, dat die Weskaapse Synode se lese is Christus ons vreugde. En ek het toe bietjie daarby geboer, en toe kom ek uit weer by die hoop, veral met die teks. En dit is basies wat ons op Palmsondag vier. Die feit dat Christus vir ons vreugde bring. Ons lees hierso van, die skare was in rep en roer. Maar hoekom is hulle in rep en roer? Want Christus bring vir ons hoop. Nou, kom ek vra vir julle die volgende vraag. Wanneer laas was jy regtig opgewonde oor iets? Wanneer laas het jy regtig daai amper skoenlappers in jou maag gehad? Dit klink nie reg in Afrikaans nie. Butterflies in jou stomach klink baie beter. Maar wanneer laas het jy daai gevoel gehad van ek sien uit? 'n Simpel voorbeeld is, ek laat liewer altyd my Takealot pakkies af by my suster waar sy werk en so, want ek weet daar is iemand daar wat gaan ontvang. Nou as ek daai boodskapie kry as Takealot daar sê your order has arrived of has been delivered. Dan is die opgewondenheid daar. Maak nie saak wat nie, ek kan gou vinnig die ry en dit gaan haal. En dan is die opgewondenheid met die pakkie en wie te sker nodig. Jy druk sommer jou vinger en haal aan die type in en jy weet, is 'n simpel voorbeeld, maar as 'n opgewondenheid met dit. Dan is daar weer 'n ander opgewondenheid. Jy het gesien in die aankondigings van Kat en Marisa wat getrou het. Julle hierdie week, daar was opgewondenheid in daai Barnard huis. Maar ook die res van die mense wat ook betrokke is, die opwinding bou, dit gaan oor, is die blomme al reg, en is die naels word gedoen, en die hare wat se planne gaan ons daarmee maak, en is die fotograaf, daar's 'n opgewondenheid wat bou, en kom Saterdag,
dan is die opgewondenheid op 'n hoogtepunt. Dis weer 'n ander tipe opgewondenheid. Maar opgewondenheid en hoop is nie heeltemal apart van mekaar nie, maar daar's tog bietjie van 'n oorvleueling. As jy hoop het, dan sal tog bietjie opgewondenheid, want hallo, jy hoop vir iets. In hierdie geval, waar die skare vir Jesus nou verwag om in te kom in die stad in, dit was 'n ontploffing van verwagting. Want hulle het gelees in Jesaja al, jare vooraf, van hierdie redder, hierdie Messias, hierdie een wat ons gaan kom verlos. Nou wil ek jou vra, sit jouself geklim in 'n tydmasjien en spring vinnig terug 2000 jaar. Hoe moes dit wees om haar te wees en die kinders te sien rondhardloop en die stof te ruik en hier is ons 'n palmtak, hierdie ou slaan jy so amper per ongeluk met die palmtak. Daar was 'n opgewondenheid in die lug. Dit is nie net hierdie grasieuse intog en hy's op 'n perd nie, hy's op 'n donkie. 'n Koning op 'n perd sou die boodskap oordra, oorlog. Ek's daai tipe redder. Ek kom veg. As julle saam agter my instap, dan gaan haal ons daai koning uit en ons is sharp. Nee, hy kom net op 'n donkie. Jy lees ook al van 'n vul. Perd oorlog, donkie vrede. So ek dink ook, as jy nou jou tydsmasjien gevat het en teruggegaan het en jy staan daar en jy ruik die stof en al daai goed wat ek nou beskryf het, ek dink tog gaan ons 'n bietjie van 'n verrassende aspek wees as jy nou die donkie sien. Ek bedoel, hierdie is die redder wat ek nou al so van gelees het en soveel van gehoor het en soveel voor gehoop het en opgewonde oor was, want vandag is daar WhatsApp status en Facebook en also jy sien, okay, Ed Sheeran kom Kaap toe. In daai tyd was dit dalk, het jy gehoor, die Messias, waarvan ons so gelees het, hy's op pad. Jesus sê, deur met die donkie in te kom, sê hy, ek is koning, maar nie soos julle dink nie. Laat ons 'n bietjie insink, ek is koning, maar nie soos julle dink nie. Vir daai ouens moes dit snaaks wees om te dink, okay, maar hoe moes dit voel om hom te aanskou, want hierdie koning wat gekom het, dis nie sleg dat hulle gehoop het vir 'n koning wat op 'n perd kom, want dis hulle verwagting. Dis hulle hoop. Maar die issue kom in, dat ons partykeer verkeerd hoop, ek sukkel om 'n ander woord te kry vir verkeerd, maar ons hoop partykeer verkeerd. Ons hoop vir wat ons wil hê. Ons hoop vir wat ons dink die regte roete is. Ons hoop vir wat ons die beste gaan pas. As die skoen pas, trek hom aan. Maar Jesus kom en hy sê, ek is koning, nie soos julle dink nie. Nou die kwessie oor die donkie, daar is in die Ou Testament sal ook verwysings daarmee, en dit is in Hebreëus, is dit 'n literêre device, wat sit in Afrikaans. Sien, jy kan nie tussen Afrikaans, Engels en Hebreëus spring nie. Maar dit is 'n vorm van redaksionele parallelisme. So dis nie 'n fout dat hy ook dieselfde ding sê daar nie. Dis nie 'n fout dat hy ook praat van die donkie nie. Dit is 'n bewusmaking waarvan dit 'n profesie is wat vervul word. Jesus die profeet, het jy gesien, hulle praat van die profeet. As ons dan so 'n bietjie kyk in vers 4, dan sien ons ook dat Matteus het besluit dit om te sê, dit het gebeur sodat, hoor hierso, dit sê, dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Dan sê vir die dogter, seun van Sion, jou koning sal in jou toekom, sagmoedig, en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, daar is die herhaling weer, en dan die vul van 'n pakdier. Dis nie net geskiedenis hierdie nie, dit is 'n getuienis van God se plan wat ontvou. Hoe mooi is dit? Om te dink, ons lees nie net 'n verhaal van iets wat gebeur het nie. Ons lees iets van God se plan wat ontvou voor hierdie mense se oë. Die palmtakke is ook interessant. Ons het so 'n paar jaar gelede het ons 'n klomp palmtakke hier opgehaat en daar by die trappe en al. Jammer, ek het nie hierdie jaar vir julle palmtakke nie. Ek sou ook nogal daarvan gehou het, maar dit is
Dis ook baie simbolies. Dis om te sê, maar kyk, dis wat ons het. Dink aan die Midde-Ooste, dis maar droog, dink amper Karoo. So om te sê, dis wat ek het, dis wat, vir my jongens, ek sny nie die dooies hier onder af en gooi die dooie droë takke nie. Ek eer u, ek vat my boklere en ek eer u. So al kom u in, nie soos wat ek verwag het nie, u kom in op 'n donkie, eer ek u. En hulle sê, kliphard roep hulle uit in verse 8 en 9, Hosanna, Hosanna. Die spesifieke woorde hierso is, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogte. Nou, Hosanna is interessant, het jy al gewonder waarvoor staan het? Is daar iemand wat weet wat dit beteken? Want ons ken dit, ons sing dit in die voorsang, ons het dit in die aanvangswoord responsories ook gelees, maar partykeer dink ons sê dit is amper soos 'n yay. Maar dit is heel wat dieper as dit. Dit is Hoshiana in Hebreëus. En dit sê, histories aanvanklik, is dit red tog of red my. Dit was die aanvanklike betekenis, lank voor Jesus se tyd. Met tyd het die woord sy betekenis so bietjie begin draai na prys die redder. So die red my deel is nog steeds daar deur die persoon aan te spreek as redder, maar daar's 'n prysdeel daarby. So dit is jy, maar dit is prys die redder. En die manier hoe woorde so verander oor tyd is interessant. Daar's 'n storie wat vertel word, en 'n baie lang storie. Ek gaan net vinnig dit kort opsom. Moet my nie aanhaal nie, want ek gaan feite ook verkeerd kry. Maar die storie gaan as volg, dit is iewers in Europa, baie jare terug, waar daar 'n koningin sê, ek soek 'n nuwe paleis. En die argitek en die daai tyd se kontrakteurs, almal van hulle kom bymekaar en hulle bou, en hulle vat iets soos 30 jaar om die kasteel te bou, en die koningin kom toe daar aan, uiteindelik, en sy sê maar, this castle is awful. En die argitek was bly daaroor. Hoekom? Want vandag is awful, die woord awful, sleg. In daai tyd, it filled me with awe, it's full of awe. Woorde verander so van betekenis, en dit is wat Hoshiana ook gedoen het. Dit was nie net, red my vir die Here nie, red tog nie. Dit was, prys die redder. En dis iets wat ons onsself ook aan moet herinner, wanneer ons in Palmsondag onsself gereed maak vir wat voorlê volgende naweek, wat ons volgende naweek gaan vier. Hierdie mense wat rondom Jesus gestaan het in die stad, soos wat Jesus inkom, hulle het nie die leksheid gehad wat ons het, om te weet, oor 'n paar dae word hy gearresteer, en dan word hy doodgemaak, maar dan staan hy weer op nie. Hulle het nie daai leksheid gehad nie. Maar daai leksheid wat ons het, is ook ons ondergang. Want ons vier nie noodwendig dan op Palmsondag, yes, die redder is hier nie. Want ons dink, die hoogtepunt is dit lê ons eintlik nog voor. So dis eintlik so 'n bietjie van 'n uitdaging vir my en vir jou, om hierdie Palmsondag en aan die begin van die week, onsself in te stel en te sê, wow, die redder is hier, Hosanna, prys hom. Al weet ons, hy gaan oor 'n paar dae doodgemaak word. En dan weer opstaan. Ek gaan van hierdie skyfie af, gaan ek dit oordra na ons tyd toe. En dan gesê, stel jy voor, jy is daar met jou tydmasjien, stof in die lug, as mense wat skree, as kinders wat hardloop, toe ek die kinders wat skree, of mense wat skree ding insit, toe dink ek aan die vloot fees. Onthou dit, is altyd 'n hengse klomp mense wat so rondom drom, en dis musiek, en daar soos 'n geweerskoot wat afgaan, nie onwettig nie, maar absolute chaos, maar ek stel my voor, dit is hoe het was, want dis die volk wat hulle redder verwag, en kinders wat hardloop, en oë vol trane, want daar's, uiteindelik is hy hier, my ouers en grootouers en voorouers het ook gehoop op die koms van die Messias, maar dit is in my tyd wat ek hom kan sien inkom, hy is uiteindelik hier. Hoe dink jy sou het gelyk het as hierdie vertaal word na vandag se tyd toe? Dus kom ek sê, ons verloor so 'n bietjie kontak met hoe belangrik dit is om hy ingesteldheid te hê op Palmsondag, dat die redder is hier. Dit is eintlik net so belangrik soos
Paasnaweek. Want ons vier vandag eintlik dat hy is hier. En een van die liedjies wat ons by ITJ sing, Build Your Kingdom Here, dan sing hy Come set your rule and reign, win our hearts again. En dan sing hy Win this nation back. Of dan sing hulle Win this nation back. Hoe dink jy sal dit lyk as Jesus, jy sit op die N2, jy bestuur, en jy verwag dat die Messias gaan kom met 'n peloton karre, is dit die regte woord? 'n Klomp karre rondom hom met ligte en miskien is dit 'n nuwe Ford Ranger of 'n Raptor, jy weet. Jy verwag dis hoe die Messias gaan kom. Hy het kennis, hy's invloedryk, maar dan kom hy in 'n klein Fiat Uno. Jy weet, so, dis die donkie van vandag. Of hy kom in 'n Corsa. Hoe sou dit vandag gelyk het as die Messias vandag hier aankom en jy aanskou? Wow, jy's hier, Here. Jesus bring vir ons 'n paar nuwe goed. Die ironie van die saak is, hierdie mense vir wie daar verlossing gebring word en 'n kruispad, die kruispad kies my of kies my nie, en die koninkryk wat anders lyk, die ironie van daai mense vir wie daai gedoen is, gebring word. Dis dieselfde mense wat eers geskree het, Hosanna, en toe geskree het, kruisig hom. Ek dink nie daar's enige van ons wat so ekstreem is nie. Ek dink meeste van ons, hopelik almal van ons, is die tipe wat sal sê, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ons skree nie noodwendig kruisig hom nie, maar ons vergeet soms van hom. Ons is baie besig met die Here wanneer ons hoop nodig het. Maar hoe gereeld herinner ons osself dat ons behoort eintlik heeltyd besig te wees of bewus te wees van die hoop wat Christus alreeds vir ons gebring het. Mense daai tyd soek politieke bevryding. Hulle het gehoop vir politieke bevryding. Hulle het gehoop op onmiddellike verandering. Was hulle dan seker verras, nee, ons nog steeds nie vreeslik verandering nie. Hulle het ook 'n sterker lewe wou gehad het. Dit is wat hulle voor gehoop het. Maar Christus het gesê, my hoop lyk anders vir julle nou, ek het 'n ander plan. Ek wil vir julle verlossing, 'n kruispad en 'n koninkryk wat anders lyk bring. As ons net so 'n bietjie gaan kyk na die tempel, ons 'n paar temas wat reg deur hierdie hele perikoop deurkom. In die eerste plek, die teks begin met Jesus wat 'n opdrag gee. Hy gee vir die disippels werk. Hy sê, gaan soontoe, gaan kry die donkie. Bring die donkie. So roep hy ons ook gee ons ook opdrag om die donkie te gaan haal. Wat daarmee bedoel word is, ek kry nie die Afrikaanse woord nie, maar die wessel wat die evangelie dra, die wessel wat vir Jesus dra. Wat bring jy na Jesus toe, dat hy jou kan gebruik, dat hy kan verkondig word? Tweedens dan is die mense bly, nie net sy disippels nie, maar vreemdelinge wat hom nie ken nie, maar net hoor hy's 'n Messias. Derdens dan, ek sê hier met die grootste respek, maar ek wil dit bitter graag so sê. Derdens dan saai hy amok in die tempel, met die tafels wat hy omgooi en die handelaars uitjaag. Maar hy doen dit nie net om amok te saai nie. Hy doen dit omdat hy herstel. Ons lees ook, hy genees mense. Dis nie 'n formule wat ons elke keer kan volg en elke keer dieselfde uitkoms kry nie. Ons weet nie hoe werk God nie. God het baie keer, hier is jou plan, toe mooi uitgewerk, jy het 'n whiteboard uitgewerk, jy het planne, jy het jou hulpbronne ingetrek, maar God sê, hier is ons. Hier is ons plan, hiermee gaan ons werk. God sê baie keer, jou plan is mooi, is goed, is wel. Jy kan daarop hoop, maar hoop eerder dat my koninkryk tot sy reg geskied. Dat daar 'n herstel van mense is. Het sy dit nou genesing is, en of dit 'n rustigheid en 'n vrede is, en of dit net is dat iemand weer hoop vind.
Ek wil nie praat spesifiek van die mense op die gebedslys, voorbereidingslys nie, maar daar's mense wat regtig swaar kry, wat nie hoop het nie, hoop vir die toekoms, hoop vir wat lê vir my voor nie. Maar God kom en sê, ek kom op my donkie, my nederige donkie, om te herstel. Net 'n paar dae later is die skare stil, en die disippels vlug, en Jesus hang aan 'n kruis. En dit lyk of hy hoop dood is. En weet jy hoekom lyk die hoop dood? Want hulle het nog na hulle plan gekyk. Ons moet die Here vra, Here, gee my hoop. Waar is die hoop wat U my beloof? Ek wil hoop dat U plan gaan uitwerk. So wat doen jy met die hoop wat die Here vir jou gee? Getuig jy daarvan? Sê jy vir hom dankie daarvoor? Want daar's tye wat jy dalk hopeloos voel. Maar daar is hoop. Ek wil afsluit met 3 punte. Hierdie som die hele ding op. Baie kere is dit aan die einde van 'n preek dan sê ons, okay, wat nou? Wat moet ek nou gaan doen? Nie alle preke het 'n wat moet ek nou prakties gaan doen boodskap nie. Van dit het, hoe moet ek nou anders dink? Of wat moet ek nou anders weer vier? Vandag se uitkoms, as jy dit nou wil saamvat, is in jou hart ontvang die regte koning. Moenie Jesus probeer vorm soos jou verwagtinge nie. Laat hom koning wees soos hy is. Hy is eintlik 'n baie moeilike een om reg te kry. Want ons probeer nie opsetlik die Here vorm soos wat ons hom wil hê nie. Maar ons sê, of Here, ek sal graag hierdie wil hê, ek sal graag vir hierdie wil hoop. As dit U wil is, dan dankie. As nie U wil is nie, dan gaan kyk ons wat gebeur. En daai is ook nie heeltemal so reg nie. Ons moet sê, Here, ek wil dan regtig omarm wat U wil hê moet gebeur. Ek wil omarm wie U is. Tweedens dan, hou vas wanneer hoop anders lyk. Hoop voel nie altyd soos oorwinning nie. Dit lyk soms soos wag, pyn en of onsekerheid. Ek dink die disippels het veral met hierheen gesukkel. Toe hulle met hemelvaart, toe die Romeine en almal hulle begin aanval het en hulle vermoor het en gemartel het, ek dink daar moes dit regtig moeilik gewees het. Want hulle sien nie noodwendig hulle hoop nie. Hulle hoop Jesus Christus het opgevaar na die hemel. Maar waar is U nou? Ek dink dit was 'n moeilike een vir hulle gewees, maar vir ons ook baie keer kan dit nogal moeilik wees. As jy regtig net so seer het, fisies of emosioneel, en jy vra net waar kom my hoop vandaan? En dan gaan ek 'n teks aanhaal en sê my hulp kom van die Here. Die derde een is leef soos mense van hoop. As Christus ons hoop is, dan praat ons anders. Dan leef ons anders. En dan aanbid ons anders. Dan praat ons anders, dan leef ons anders en dan aanbid ons anders. Ons almal ken mense wat sommer begin met, hoe gaan dit? Ja, ek is moeg. Ons almal ken sulke mense ook. Weet jy of jy self so 'n persoon is nie? Ek moet net nêrens nou kyk terwyl ek dit sê nie. Maar ons behoort as gelowiges wat hoop het, hoop in Christus het, anders te praat, te leef en te aanbid. 'n heel laaste punt wat ek wil maak, is ons hoop is nie dat dinge maklik raak nie. Nêrens het Jesus gesê, in enige van die evangelies, hy volg my, dit gaan soos 'n Disneyland uitstappie wees nie. Nêrens sê hy, dit gaan makliker wees nie. Nêrens sê hy, dit gaan net 'n fees wees nie. Hy sê wel vir jou, ek beloof vir jou die ewige lewe, as jy my aanvaar as verlosser. Ek beloof vir jou hoop. Ons hoop is dat Christus koning is. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ek dink aan die vraag, wat gooi ek voor U voete neer? Wat se palmtakke van emosie laat ek voor U voete neer, of wat aan my lewe lê ek voor U voete neer, dan dink ek, U weet al die antwoorde. Ek weet U het al die antwoorde. En ek weet U kan ons ook dra. Hier is dalk mense wat hier sit of aanlyn inkyk wat wonder, waar sal my hoop vandaan kom? My hoop of my hulp?
Here, ons vra dat U in daardie mense se harte sal hoop herstel en vir hulle sal verseker dat alhoewel 'n mens se idee van hoop, ons verwagting van hoop, baie keer baie anders, drasties anders lyk as U plan wat hoop bring, maar ons vra net dat U ons sal gebruik. Bly asseblief net aanhou werk binne in ons. Werk deur ons. Vir die van ons wat dalk op 'n goeie plek is, wat vol hoop is en lekker fees vier en bly is en help ons om asseblief anders te leef, te dink en te doen, sodat ons iets van daai hoop sal verkondig. U is hoop op die donkie. U is hoop wat die stad invaar. En mense erken U nie altyd nie. Want ons kyk baie keer na U en wat U voorstaan en ons probeer U vorm. Maar dit is verkeerd, ons doen dit nie opsetlik nie. Jammer daaroor, Here. Gebruik ons, dra ons en ons wil vir U sê ons is bitter baie lief vir U. In Jesus naam. Amen.